Jesus het gesê, hierdie wyn wat jy môre moet in my bloed, wat ons skoon was van ons sondes. Na genesing is ons skoon gewas van sonde, is al niks meer wat ons nodig het, is net God nodig. En dit het hy vir ons gedoen, in die naam van Jesus Christus. Amen. Dankie Here dat ons die naam kan gebruik tot U naam en kan weet dat U ons sal genees, dat U ons sonde sal afwas, dat ons eendag by U sal wees. Here, ons loof, ons prys U in U naam. Amen. Ons gaan nou nie nog een liedjie sing en dan gaan ons oorgaan ons skrifgedeelte is in Jeremia 33 vers 3. Net daai vers van ons lees. 33 Jeremia 33 vers 3. Ek lees vandag uit Jeremia 33 vers 3. Roep my aan en ek sal jou antwoord. Ek wil aan jou groot en onbegryplike dinge bekend maak wat jy nie geweet het nie. Ek lees uit vers 4. Roep my aan en ek sal vir jou antwoord. Ek wil aan jou groot en onbegryplike dinge bekend maak wat jy nie geweet het nie. Gemeente, as ons aanroep, ons roep hom aan in gebed. Maar daar is so baie dinge, so baie mense wat vra. Hoe om te bid? Hoe bid ons? Hoe roep ons hom aan? Die Here, as jy aanroep, dat ons hom nie aanroep nie. Ons moet hom aanroep, ons moet hom in gebed aanroep. Wanneer ons op ons knieë gaan om te bid, besef ons nie dat ons deel het aan die bo-natuurlike krag van gebed. Ons weet nie hoe groot daai krag is nie. Dis onuitputlik.
deur God te gebruik te word. God gebruik ons uit ons hier geplaas. Jy's nie 'n oeps op die aarde nie. Jy is met 'n doel op die aarde geplaas. Dis waarom God jou wil gebruik en dis vir ons 'n voorreg om dit wil ons gebruik om mense lewens te help verander. Ons verander mense lewens as God deur ons werk in gebed. Maar die probleem is ons benut nie vandag daardie krag, daardie bonatuurlike krag van gebed gebruik ons nie. Hoekom? Want ons weet nie hoe nie. Want dit moet noodsaaklik. Die hoofsaak hoekom ons dit nie gebruik nie. Want weens ongeloof. Ongeloof van ons kant af. Ongeloof is jy glo nie wat jy vra nie. Jy twyfel. Jy vertrou nie. Jy kort aan kennis. Want jy weet nie wat om te vra, hoe om te vra en wie om te vra nie. Maar ons gaan net terug, ons kyk na die disippels van die eerste eeu. Hulle het geweet hoe om gebed te gebruik. Namens het opgestaan. Toe is het opgestaan. Daar het soveel wonderwerke gebeur wat neergeskryf het. Gaan lees Handelinge die boek. Dit is die geskiedenis waar die kerk begin het. Anderwoorde, gaan back to basics. Om in geloof die krag en die almagtige God vir homself te eien, het hulle geweet om dit te doen. Hulle het met soveel geloof bid dat hulle die loop van geskiedenis verander het. Hulle die loop van geskiedenis verander. Dinge verander. En ek dink dis wat ons nodig het in hierdie land ook. Gebed wat die loop van die toekoms sal verander. Ons dien nog dieselfde God wat ons daai tyd gedien het, dien ons vandag nog. Dieselfde God, hy het nie verander nie. Maar as 3 dinge, ongelukkig is daar 3 dinge, wat God nie kan doen nie. As 3 dinge. Eerste ding, hy kan nie lieg nie. Hy kan nie lieg nie. Tweede ding, God kan nie verander nie. In ander woorde wat ek wil sê is, daai God wat die disippels gebid het, dis dieselfde God wat vandag heers. Dis dieselfde God. En die derde ding, God dink nie soos ons nie. Ons weet net wat gister gebeur het. Ons weet nie eens wat vandag als gaan gebeur nie. Ons weet nie wat in die toekoms gaan gebeur nie. Maar God weet wat in die toekoms gebeur. So, hy ken die planne. Hy weet wat vorentoe gaan gebeur. Ons weet net wat agter gebeur het. Wat is gebed? Wat is gebed? Gebed is 'n eenvoudige manier om met God gemeenskap te hê, waarmee jy met God kan praat. Om met hom te praat, om met hom te gesels, om hom te vertel wat op jou hart is. Jy kan hom dinge vertel wat jy nie jou vrou kan vertel, nie jou maatjie nie. Nie jou ma nie, nie jou pa nie. Want jy gaan skaam wees, maar vir hom kan jy alles vertel. Tot jou diepste geheim. En hy sal dit nie vir ander vertel nie.
vashou. Om met God te praat, dis soos om 'n telefoon, God se telefoonnommer te hê. Ons ken almal 'n telefoon, ons ken almal 'n selfoon. Ek bel 'n vriend, ek bel 'n maat, ek bel 'n my vrou, bel my man. Maar dis soos om God se telefoonnommer te hê, persoonlik. Dis om jou Bybel. Is soos 'n telefoonnommer wat jy op het. Jy wil niemand gee nie. Jy wil hom nie eens verloor nie. Wat sien? En soos, dit is soos jy met jou geliefde praat. Dit is soos jy met jou geliefde praat. Wanneer jy begin met jou geliefde praat, wil jy nie ophou nie. Dink maar aan dag toe jy vir hom verlief was. Jy kan nie wag om met jou geliefde te kom om te praat nie. Om haar te vertel wat op jou hart is nie. Wat jy wil vertel, wat jy vir ander mense kan vertel nie. Gebed is soos 'n kanaal waarmee wat God ons voorsien het om met hom te praat. Dis 'n kanaal. Maar soos 'n telefoonnommer. As jy nie die regte telefoonnommer bel nie, en jy nie by die regte persoon kom nie. Soos die sleutel van gebed op. Die sleutel. Ek glo nie dat iemand al die voordeur sê op pad en die agterdeur oopsluit nie. Of die agterdeur sê op pad en die voordeur oopsluit nie. Want dit gaan nie werk nie, ek beloof jou. Want dan is dit verskil. Al lyk hy twee sê ons baie naby mekaar. As 'n klein verskilletjie. Dis daai klein verskilletjie wat 'n verskil maak of daai deur oopgesluit word of toegesluit kan bly. As jy die regte sleutel het, is dit soos wat jy die grootste bank se sleutel het, dit kan oopsluit. Dis soos die grootste winkelsentrum se sleutel jy het, jy oopsluit. Hospitale, dis soos die beste hospitaal, sleutel wat jy oopsluit, as jy die regte sleutel het. En die beste dokters, maar God se sleutels nog beter. Nou gaan praat baie mense, maar tot wie moet ons bid? Tot wie? Tot wie bid ons? Ons bid tot die Vader. Ons bid tot God die Vader. Maar as ek dit eers vir so vertel. Wie kan bid? Wie mag bid? Wie kan bid? En hier is 'n paar. Diegene wat na Jesus Christus aan Jesus Christus behoort. Wat Jesus Christus in sy hart laat het. Want dis die Here buitekant jou lewenskring is. Hy gaan hom nie self inboom nie. Hy sê in Openbaring 3 vers 20, ek staan by die deur van jou hart en ek klop. As jy oopmaak, sal ek inkom. Nergens staan hy gaan dit weer oop skop nie. So, jy moet inkom. Diegene wat aan Jesus Christus behoort, hulle mag bid. Diegene wat na God kom, in die naam van Jesus Christus. Daar is net een naam. Jesus Christus, wat vir ons gegee is. Geen ander naam. Geen ander naam. Die pad na die Vader nie. Diegene wat na God kom met 'n rein hart, met 'n rein hart. Ander woorde, daar moet nie
In Onse Vader staan dan, vergewe ons ons sondes, soos ons ons skuldiges vergewe. In een sin, die Here sê, vir ons duidelik daar, as ons hom vergewe, sal hy ook vergewe. So jy moet 'n vergewingsgesindheid hê, waar God hierdie kan werk en kan weet. As jy nie vergewingsgesindheid het, dis soos gif wat jy drink en jy dink iemand dit in jou gesondig het, iemand die skadig drink, gaan dalk doodgaan. Jy maak 'n fout, dis jouself. Jy doen dit aan jouself. Open. En daarbij vra my dit geleer. Maak vergewe. Maak nie saak wat daai persoon aan jou gedoen het. Vergewe. Die Here sê, draai jou linkerarm en jou ander bewang as jy op een kant gestaan het. Dis so moeilik. Dit is ontsettend moeilik om die wang te draai. Maar dis wat die Here wil beveel. Diegene wat in geloof kom, vertrou aan God. As jy bid, moet jy in geloof kom. Jy moet in vertrou aan God hê. Jy moet vertrou hê. Die wat God se woord glo, soos 'n kind. Jy moet die woord glo soos 'n kind. Besef dat hy sy woord gegee vir ons om met ons te praat. Maar as ons dit nie glo nie, gaan ons gebede nie beantwoord word nie. Ek het nou 'n paar genoem. Jy moet dan die Jesus Christus behoort. Jy moet in die naam van Jesus Christus na die Vader gaan. Jy moet 'n rein hart hê. Jy moet 'n vergewensgesindheid hê. En jy moet glo soos 'n kind. Dis soos 'n sleutel. Hy het 5 puntjies. As jy van daai 5 puntjies nie daar is nie, gaan jy nie die wet oopsluit nie. Daar's nie 'n grys area nie. Dis wit of swart. Dis jou keuse. Waarom moet ons bid? Hoekom moet ons bid? Hoekom? Om God te verheerlik. Om God te verheerlik. Ons verheerlik God deur gebed. Omdat God dit beveel het. Sy beveel is in die woord van die Here. Hy beveel ons om vir hom daarom te bid. Ons daaglikse behoeftes aan hom bekend maak. Om met God te verkeer. Om met God te verkeer. Om met hom te gesels. Terwyl ons gemeenskap met God het. Op grond van die voorbeeld wat Jesus Christus vir ons gegee het. Hy het gebid dat die sweet bloed sweet. Dit is 'n voorbeeld wat hy vir ons gegee het. Hy het ons Onse Vader gegee om ons 'n voorbeeld te gee. Wat ons kan gebruik. Op voorbeeld van die disippels. Hulle het gebid en dinge het gebeur, wonderwerke het gebeur omrede hulle gebid het en geglo het. Ons bid om resultate te ontvang, om resultate te kry, om of tot verheerliking van God. Om geestelik te groei. As jy bid en die gemeenskap met Jesus en die Vader gehad, en jy gesels met hulle, jy groei geestelik. Nou gaan ek weer terugkom na, tot wie bid ons? Tot wie bid ons?
die eerste plek, ons bid tot die Vader. In die naam van Jesus Christus. Ons bid tot die Vader in die naam van Jesus Christus. Heer, die werking van die Heilige Gees. Heer, die werking van die Heilige Gees. Omdat God een God is. Nou, God bestaan uit die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Drie enige God. Dames, mense, as julle in die kombuis stap, jy maak môreoggend 'n breakfast, jy haal 'n eier uit. Moenie net daai eier kyk en dink nie. Dink aan God. Dis soos die God is soos 'n eier. Eier bestaan uit 'n dop, 'n wit gedeelte en 'n geel gedeelte. Drie. Elkeen. Baie mense hou nie van die wit nie. Baie mense eet nie die geel nie. Maar al drie saam maak 'n eier. So is God, Vader, Seun en Heilige Gees. Dit is ook aanvaarbaar, toelaatbaar om tot Jesus te bid. Want Jesus is deel van die goddelike eenheid. Dis die Seun van die Vader wat hy gestuur het vir ons sondes, nie vir ons vandag nie. Nagmaal kyk het. Sy liggaam wat gebreek is vir ons, sy bloed wat gevloei is vir ons. Ek sê ons, nie vir my of vir jou nie, vir ons. So, hy het vir ons sondes gesterf. Dis ook aanvaarbaar om vir die Heilige Gees, tot die Heilige Gees te bid. Want die Heilige Gees is hier binne jou. Ek wil amper sê, hy is nader. Ons is. Ons bid tot hom. En sy kan hom, Jesus Christus, die koning van alle konings, die Here van alle Here, die skepper van hemel en aarde. Ons aanbid hom. Wanneer moet ons bid? Kom ons kyk, wanneer moet ons bid? Ons moet herhaaldelik gedurende die dag bid. Bid sonder ophou. Ons moet bid sonder ophou. Maar moet ook herhaaldelik die dag bid. Met God te praat, elke oomblik van die dag. Ons kan dit doen. Daar is nie airtime of 'n papbattery nie. Ons kan met God praat, elke oomblik van die dag. Ons hoef nie te wag tot 'n geleentheid nie, of tot hy beskikbaar is nie. Nee, hy is beskikbaar elke oomblik vir jou en vir my. En vir ons is hy beskikbaar. Ons kan met hom gesels met elke moontlike ding. Daar is niks nie. Niks wat jy van God kan wegsien. Hy weet alles, maar hy wil graag hê jy moet met hom praat oor dit wat op jou hart is. Ons moet ook elke dag 'n spesifieke tyd maak. Ons kan afsonder vir gebed. Dit is, ek sê voorbeeld van, as jy oggend opstaan, begin jou dag met gebed. Begin hom, daar is 'n liedjie, Good Morning Jesus. Ek gaan nie verder gaan met die liedjie nie, ek kan nie sing.
die Here. Gee hom die eer en die Here. Hy is die Alfa en die Omega van jou lewe. Jy moet 'n dag afsluit met hom. Gee dit in sy hande, dat jy kan rustig slaap en die engele vir jou kan wag. Wanneer ons Bybelstudie doen, moet ons opkom. Voor die begin met Bybelstudie, voor die begin. Maak jou Bybel oop, maak oop Bybel voor jou. En vra die Heilige Gees, daai woord, wat vir jou gegee word vandag, om wanneer jy dit lees, dat jy kan lees deur die oë en deur die Heilige Gees, dat jou geestelike oë oopgemaak word. En die Heilige Gees deur die woord van die Here praat. Die Here praat vandag nog altyd met ons. Hy praat met elkeen van ons. Maar hy praat deur die woord, sy woord, wat hy vir ons gegee het. Wanneer jy met die Here praat, gee hom geleentheid om ook met jou te praat. Want dit is nie 'n one-way gesprek nie, dit is 'n two-way. Heen en weer. God wil met jou praat. Hy praat met jou deur die woord, maar hy kan deur drome, deur gedagtes met jou praat. Die Here weet wat jy dink. Hy weet wat jy dink. Dis die duiwel wat nie weet wat jy dink nie. Gee hom die geleentheid om met jou te praat. Persoonlike gebed is ook 'n lewende deel van 'n Christen se lewensgebed. Persoonlike gebed is 'n bid nie, wat elke Woensdag op ons spesifiek bid nie nou. Bid nie is beteken onaantreklik. Mense, ons hou nie van bid nie. Want ons kan nie bid nie, ons weet nie hoe nie, ons weet nie hoe te bid nie. Ons het nie 'n persoonlike verhouding met God nie. Dis waarom ons nie kan bid nie. Sommige mense is skaam om te bid. Dis soos jy in 'n groep is. Dan gaan mense wees wat gesels. Maar een of twee wat nie wil gesels nie. Want hulle is skaam. Hulle is bang hulle word gelag. Bang hulle weet nie wat om te sê nie. Bang hulle sê verkeerde. Ek het eendag voor bid. Pastoor het eendag net gesê om dit te vergewe. En ek het gebid wat in my hart was. En my vrou het gesê, sy was rustig keer my, stop my. Maar, nou ja, ek het gebid wat in my hart is, soos 'n kind. 'n grootste kind wat ek bid. En jou binnekamer, moet jy lewenskragtige binnekamer lewe gebed hê. As jy dit opgebou het, sal jy kan jy bring na die bid hier. Jy kan met mense deel. Bid hier is anders as 'n kerkdiens. Wanneer die prediker daar voor staan preek, daar's bitter mense wat hom in die Here gaan val en sê, maar jy het so gesê, of jy het so gesê, of hoe beteken dit? Wat is nou bedoeling dit? Maar in bid hier is dit moontlik. Kan jy vra? Jy kan leer. Dis anders as 'n Bybelstudie.
weet, baie keer sê dan, ek kan bid die grond waarop hy op sy loop. Maar ons moet ook die grond waarop die Heilige Gees loop, aanbid. Ons moet ons knie buig vir hom. Maar vir geen mens buig ek nie. Voor geen afgod buig ek nie. Kom ons God as wonderlike wese te eer. Eer dat bewys. Ons bid opperwese God. Kom ons hom eer. Ons gee hom die hoogste eer as opperwese God. En dan bid ons vir God. Ons vra God hulp. God vra om God te vra vir hulp. Want waar kom my krag vandaan? My krag kom van die Here, my God. Om God te bewonder. Wanneer ons hom bid, bewonder ons hom. Ons eer hom, ons bewonder hom, ons lief hom. Ons doen dit met hartstochtelike liefde, beëring, vurige belange. Ons verlang na God. Jy moet so opgewek wees. Dit is, as jy nie 'n rukkie met God gepraat en jy begin te soek, maar waar is my God? Waar is my God? Want jy moet weet, elke asem wat jy neem, elke tree wat jy gee, is dankie aan God. Skuldbelydenis is hierna goed tot toepassing. Vertel God jou sondes. Weet hoe ons sondes God vertel. Want as jy nie jou sondes aan God vertel nie, met die oordeelsdag sal jy sondes nie jy tel. Maar as jy het nou vir die Here gee jou sondes. Here, ek het gesondig. Ons is mense, ons is elke dag van ons lewe sal ons sondig. Ons is nie perfek nie. Maar jy kan onmiddellik dit wat jy verkeerd doen aan God opgee. Moenie daai sonde in jou rugsak sit nie, want die rugsak gaan swaar word. Jy gaan hom nie kan dra nie. Regtig, jy gaan hom nie kan dra. Maar as jy elke dag hom uithaal en vir God gee, moet ook nie wag tot vanaand en jy stilte dit hou. Sê Here, nou sal ek my sonde bely nie. Nee, bely jou sondes onmiddellik. Dan geen skeiding tussen jou en God vir een oomblik van die dag is nie. Dis waarom ons sondes moet bely. Vertel die Here alles wat die Heilige Gees aan jou uitwys. Vertel dit wat jou seermaak, dit wat jou keer moet verhouding met God te hê. Want ons is geskape om verhouding met God te hê. 24 uur van die dag. Ek gaan nou vanaf op. Ek het die dag gaan vir operasie. Ja, ek het dit my doen. Toe daar wakker word. Toe preek ek vir al die mense wat om my is. Want hoekom? Want ek het geweet, dink aan my God. Ek dink elke oomblik aan my God. Danksegging.
geloof. Geloof is vertroue. Want ek glo, as ek my sondes bely, Here is getrou en regverdig om my sondes te bely. Want as dieselfde God wat destyds was, vandag nog steeds daar is. Al voel ons nie so nie. Ons uitdruk ons dank aan God. Om God naam die danksegging te prys. Ons prys hom. Ons doen dit wonderlings dat ons ander kan hoor dat jy God prys. Hulle kan sien wat jou lewe aangaan. Uitsou, as volgende hulle sien, hoor jy jouself ook. Ek het hierdie preek wat ek nou vandag preek, gister myself gepreek en ek op kamera gesit. As jy op my Facebook gaan kyk, as jy dit sien. En ek is verbaas. Ek preek met hierdie preek met liefde en groot blydskap. Miskien is jy nie vandag baie mense nie, maar as baie meer mense buite wat al gehoor het. Gebedsversoeke. Hier kom ons nou by gebedsversoeke. En wat gebeur is, vir jouself, vir onsself, sowel as voorbeeld. Ons bid vir jou, jy bid vir jouself. Jy bid vir voorbeeld van ander mense. Nou wil ek sê, hou boek van dit wat jy bid. Dit wat jy vra vir die Here. Hou boek af van. Net jou klein boekie, sit by jou Bybel. Skryf neer. Skryf die datum neer. Wanneer jy bid, jy kan die tyd ook byskryf. Vir wie jy gebid het, waarvoor jy gebid het. Maar nou gaan ons vra, hoekom moet ek nou boek hou van wat ek bid, van wat ek vra? Ek sê nie boek hou van as jy God prys nie, maar jou gebedsversoeke, weet jy wat, vir jouself wat bid, hou boek af. Hoekom? Omdat ons as mense vergeet. Ons vergeet ons, anders die Here ons gebed verhoor, dan weet ons nie eers daarvan nie. Ons vergeet daarvan. Ons vra weer. So hou boek vir waarvoor jy bid. En jy sal wonderwerke sien gebeur. Jou mond gaan oop. Jy gaan God weer vertrou met al jou liefde, alles wat in jou is. Hoe kan ons met vertroue bid? Wanneer ons in Jesus en in sy woord bly, sal ons in sy wil word. Sy woord is sy wil. En Jesus sê in Johannes 14 vers 14. Johannes 14 vers 14. Baie maklik om te onthou. Vra. Want Jesus het gesê, as julle iets in my naam vra, as julle iets in my naam vra. Here dwing ons nie om te vra nie, maar as ons iets in sy naam vra, sê hy so duidelik, ek sal dit doen, sal ek doen. Glo God, want dis selfs God wat daai tyd was, is vandag al nog hier. En alles wat ons in gebed vra, sal julle ontvang as julle glo. Ons moet glo. Matteus 21 vers 22. As jy vra, jy glo, sal jy ontvang.
ontvang in geloof, met danksegging, die verhoring van die gebed. In ander woorde, as ek iets gevra het, en ek glo dat ek ontvang, ek glo dat ek ontvang, en ek hou het in my hande, ek sien het, moet nie wat te sien, ek sien dat dit wat ek gevra het, sal ek ontvang. As ek bid vir genesing, moet ek dit ontvang. Ek moet dit klaar ontvang, maar voordat die genesing daar is. Nog voor die genesing daar is, moet ek dit ontvang. Dan sal ek dit ontvang. Wat ons ook al duidelik voor ons oor, in 'n vurige begeerte, en pas voordat ons dit sal verkry. En dan, dus hassies, in ander woorde, moenie wees, ag wat, die Here sal dit gemaak doen. Sê liewer, die Here sal dit doen, want hy is groot, hy is magtig, en die Here sal dit doen. Ontvang geloof, danksegging van jou gebed. Ontvang het, hou het by jou, want hy sal het doen. Vorm 'n duidelike visie, dat jy het, dat jy het ontvang het. Maak nie saak wat die siekte jy het nie. Die Here wil het genees. Daar is nie 'n ding wat die Here nie siekte wil genees nie. Gaan maar na die Bybel. Hy wil elke siekte genees. Hy het gesterf dat elke siekte daar is. Begeer vuurlik met 'n werklikheid sal word. Begeer vuurlik dat dit 'n werklikheid sal word. Bid God daarom. Glo vas dat God in staat is om dit te doen. En stel, ek het so sê, God u in staat sal stel om dit wat hy u beveel te doen, te verwesenlik. Handel enthousiasties. Wees bly oor wat jy voorgevra het. Want jy in 'n restaurant sit, en jy bestel vir jou 'n hamburger, en jy sê vir die kelner, presies wat die hamburger moet wees. Jy gaan bly wees, en opgewonde wees, en dit wat jy gaan kry, jy weet, jy gaan kry wat jy gevra het, en die Here is nog steeds so. Hy het nie verander nie, en hy lieg ook nie dat hy het sal doen. Gebed gee jou alles wat jy wil hê, alles. Gebed gee jou alles, dit wat jy wil hê. Geluk, as mens geluk is. Gebed laat jou goed voel. Jy kan nie sleg en goed op dieselfde tyd voel nie. Dit is onmoontlik. Gebed gee jou daai warm gevoel binne jou. Jy weet jy het met die grootste Skepper gepraat, en dis jou Vader. Maak jou eens 'n kind van die Here. Gebed gee jou gesondheid. Wat het mens meer nodig? Jy het geluk nodig, jy het gesondheid nodig. Gesondheid. Die Here wil 'n mens gebruik. Dit is sy groot doel vir ons. Hy wil jou gebruik. Maar hy kan nie 'n siek mens gebruik nie. Maar hy kan 'n gesonde mens gebruik. Maar hy kan 'n siek mens gesond maak en dit kan gebruik. Rykdom. Rykdom is nie soos wat ons almal
Liefde. Soek al eers die koninkryk van God en alles sal vir jou bygevoeg word. Jy sal genoeg hê van dit. Die Here is mos nie in jou begeer in jou knieën. Hy bid. Hy gee vir jou wat jy nodig het. Dit wat jy nodig het nie, gaan hy nie vir jou gee nie. Jy kan in 'n gebed vir God vra. Enigiets. Maak nie so klein of hoe groot dit is nie. Jokie Chow het gesê, jy kan selfs nie kleer wat dit wat jy vra vir God en jy sal ontvang. As jy glo, solank dit in die wil van God is en die positief is. Jy sal wonderwerke sien gebeur wanneer jy op regte hart bid. Die meer wil afsluit. Jou gedagtes word binne. As jy aan God bly dink. Word God jou alles. Hy sal vir jou gehoorsaam, want dis waar jy veilig is. God sal vir jou gee net wat jy vra. Hy lieg nie. Hy sal vir jou gee net wat jy vra. Ek het nou ek terug in Durban kyk hier by die chef Italiaan. Kyk wat staan daar skryf. Safety first. God is ons veiligheid. Ons is in sy hande. Jy weet, God hou die hele al. Die hele al in sy hande. Hoeveel te meer sal hy nie vir jou in sy hande kan hou nie, hè? Hy kan jou hou daar. So God is ons veilige hande. Amen. Dankie Here vir ons hier dag en dag op wees. En ons die woord hy het kon leer. En die woord vir ons te bewaar. Here ons loof, ons prys en ons aanbid. Amen. Ek spreek die seën vir elkeen van julle. Gaan huis toe en laat God met u wees. Onthou, gebed is die koning van die dag. Gebruik dit. Ondersoek dit. Toets dit. En jy gaan vind. Gebed het 'n bonatuurlike krag. Daar's niks